Ek het ontdek dat ons, ten spyte van uitdagings, almal toegerus is met 'n innerlike krag en veerkragtigheid, wat ons maklik as vanselfsprekend aanvaar, totdat swaar kry ons pad kruis. Net soos die mystiese Phoenixvoël, kan ons uit die as opstaan en van onsself nuwe mense maak. Ons kan baie leer van suksesvolle mense. Kom ons kyk wat hulle doen om hulle self te herskep. Eerstens sien hulle uitdagings en moeilike tye as geleenthede. Die voordeel van moeilike tye is dat hulle ideaal is vir eksperimentering en vernuwing, bloot omdat mense dikwels geen ander keuse het nie. Uit swaar kry word kreatiwiteit gebore. Niks niets kan met jou gebeur wanneer jy in jou gemaksone sit nie. Maar sodra jy ongemaklik begin voel, kan jy weet dat jy op die drempel is van 'n nuwe begin. Die tweede ding wat ons by suksesvolle manne en vroue leer, is dat hulle weet dat hulle self deur nuwe oë moet sien, byna moet verbeel om te kan oorlewe. En dit vereis verandering. Kom ons kyk wat Darwin in die 1800s gesê het oor verandering. Dit is nie die sterkste van die spesies wat oorleef nie. Ook nie die mees intelligente nie, maar die wat die maklikste by verandering kan aanpas. Verandering is nie 'n keuse nie, dis 'n vereiste vir oorlewing. As jy nie groei nie, is jy besig om stadig dood te gaan. Dis 'n les wat ons uit die natuur leer. Groei sê, dit wat ek vandag is nie noodwendig wat ek môre of oor 'n jaar gaan wees nie. Man, groei is hoop met nimmer eindigende moontlikhede. Om te groei is om gewillig te wees om jou gemaksone te verlaat. Dit verg aggressie, moed en die vermoë om uit die boks te dink. Suksesvolle mense neem verantwoordelikheid vir alles, ja alles, wat in hulle lewens gebeur. Onsuksesvolle mense blameer ander of omstandighede en trek die slagoffer pyjamas aan. Dis nodig om verantwoordelikheid te aanvaar vir die foute wat jy gemaak het, maar ook vir die dinge wat met en rondom jou gebeur. Maar hoe op aarde kan ek dit doen? Hoor ek julle vra. Die oomblik wanneer jy verantwoordelikheid vir iets aanvaar, ook vir dinge wat jy nie veroorsaak het nie, kan jy beheer neem van jou lewe en jou omstandighede. Suksesvolle mense jaag dinge na wat hulle werklik wil hê. Dit waarop jy mik, kan joune word. Dit is waarom jy baie versigtig moet wees waarop jy fokus. Die wat hoë sporte bereik, fokus op wat hulle wil hê en nie op die dinge wat in die pad daarvan staan nie. En maak seker dat jy dit met jou hele hart wil hê. Doen wat nodig is om by jou doelwit uit te kom. Al beteken dit dat jy baie dinge moet doen wat nie vir jou noodwendig lekker of gemaklik is nie. Onsuksesvolle mense is nie bereid om die prys te betaal nie. Onthou dat om te kla altyd 'n verskoning is vir terugsit en onaktiwiteit. Dis hoe gemakstoele werk. Vra jouself, wat wil ek met my hele hart hê? Waarom wil ek dit hê? Wat moet ek doen om daarby uit te kom? Definieer al die kriteria vir jou sukses en mislukking duidelik vir jouself.